Goeiedag mense, ek wil 'n bietjie saam met julle kuier oor 'n videoklip wat ek gisterand gesien het. En dis die videoklip waar die vrou by die put is en ons almal ken die storie altans. En as jy nie die storie ken nie, gaan lees hom gerus. Hy is daarso in Johannes 4. Nou, die storie was in Brits gewees en ek het hom vanoggend nou net weer in Afrikaans gaan lees, net om 'n bietjie weer perspektief te kry. Maar hierdie ding het klomp dinge by my wakker gemaak weer van, yes, ek is skuldig aan al twee kante van wat hierdie storie kon verduidelik. Die feit dat, wat vir my, dis wat nou vir my uitgestaan het, Jesus het uit sy pad uitgegaan om daar te wag, want hy hoef nie daardeur te gegaan het, waar die put is, en om hierdie vrou te ontmoet het. So Jesus het uit sy pad uitgegaan om mee te kan beginne, om hierdie vrou te ontmoet, om vir haar iets anders te kom wys, né? Dit is wat uitstaan uit die hele storie. En die ander een wat vir my uitgestaan het, is hierdie vrou het alleen na die put toe aangekom. En haar verduideliking veral in die storie was dat is vir haar beter om alleen te gestap het, en want die ander mense oordeel haar te veel, dis vir haar te erg, dus dis vir haar baie beter om alleen by hierdie put te kom staan. En geskiedenis is wat ons weet in daardie tyd, het gemaak dat die Jode en die Samaritane nie werklik waar om dieselfde vuur gesit het nie. En wat nog te sê van man en vrou, wat dan met mekaar moes gepraat het, dit het net nie gebeur nie. So Jesus het werklik hier uit sy pad uit gegaan, en kom wys, hier is iets anderste wat aan hom is. En die vrou het vir hom 'n klomp vrae gevra. Maar wat vir my kom uitstaan is, die storie het kom wys dat Jesus is iets anderste. Jesus het kom wys, hy is iets anderste. En dit is wat die hele Bybel is. Jy weet, die mens is een gedeelte, maar Jesus kom wys, jy moet anderste wees. En nou, hier het my heeltemal teruggevat na my konteks toe, of ons konteks waar ons is in vandag. Ons sing al hierdie liedjies in die kerk, en sing die liedjies van, ek wil soos Jesus wees, en ons plak hierdie stickers, ek wil soos Jesus wees, maar die eerste geleentheid wat ons het om soos Jesus te wees, is ons heeltemal die teenoorgestelde. Is jy nie skuldig daar nie? As jy nou moet dink oor hierdie ding, en ek is regtig ook skuldig hieraan. So dis kom dit klomp dinge by my kom wakker maak. Maar Jesus kom wys veral in hierdie storie, in Johannes 4, dat jy moet anderste wees. Hy het hierdie vrou kom wys, luister hier, ek is anderste. Hier is my voorbeeld. Maar hoeveel keer haak ek en jy nie vas aan wat die wêreld van ons verwag? Ek moet eerder wees wat die wêreld van my verwag. Ek moet nie daardie liefde uitbeeld wat Jesus hier by hierdie put kom uitwys het vir hierdie vrou nie. Sy het in alle omstandighede wat sy in was, het Jesus kom wys, maar luister hier, ek is nog steeds dieselfde God. Ek is nog steeds die een wat liefde, die korgedeelte van wat ons moet wees, ons bestaan, liefde, is die verandering. Dis wie ek is. Nou het ek en jy hierdie voorbeeld, lewe ons hierdie waardes uit wat die Here vir ons is, of haak ons vas by hierdie egos van ons, en van ek moet reg wees, of jy het my te nagekom, of hierdie soort van ding, en hierdie storie het net weer iets kom wakker maak, werklik waar in my, dat ons moet anders te wees. Ons moet werklik waar anders wees. My omstandighede moenie verander wie ek is as kind van God nie. Ek weet nie of julle hierdie liedjie kan onthou nie, waar hy sê, alles verander, maar Jesus nooit. So, al jou omstandighede, die hele wêreld kan verander, maar dit wat Jesus is, moet nooit verander nie. En dis waarna ons strewe as kind van God. So nou, kind van God, as ek nou verder luister na daardie liedjie wat daar gesing word, alles verander, maar Jesus nooit. So kom ons verheerlik sy naam. Kom ons verheerlik sy naam. En dit wat jy doen vandag, met hierdie hele storie in gedagte, van die liefde wat Jesus kom wys het vir hierdie vrou, uit die pad wat hy uitgestap het, heeltemal uit sy routine uit, om hierdie vrou te kom wys wat is liefde. Verheerlik jy God se naam in dit wat jy doen vandag. Veral teenoor jou medemens. Want dis tog waaroor ons almal gaan. Die Here het ons geskape vir een doel, vir sy koninkryk,
vir sy liefde, en ons moet mekaar liefde wees. Lief hê, althans. So Johannes 13 vers 35 sê, hulle sal jou uitken aan die liefde wat jy uitbeeld. So wat beeld jy uit, kind van God? Veral teenoor jou medemens. Mag jy 'n awesome dag hê. Shalom.